se nuwe hoed. Ouma Kwas is besig met 'n groot huis skoonmaak. Sy was die gordyne, sy hang die tapuite in die boomhuis se takke, sy skrob die vloer, sy vryf en vee. Daar is glad baie stof en lawaai vir Abigail, die towerspinnekop. Sy verlaat haar huisie in Timmertak se hoed en skarrel na die solder om haar towerboek te lees. Die hoed bly op Timmertak se bed lê. Timmertak is in die bad en hy dra nooit sy hoed in die bad nie. So 'n aardige ou hoed, sê ouma Kwas. Sy tel dit tussen haar duim en voorvinger op en laat dit in die vuur val. Ouma! Met 'n handdoek om sy heupe staan Timmertak na haar en kyk. Wat het ouma nou aangevang? Ek het daai vieslike ou hoed van jou verbrand en hoogtyd. Timmertak storm na die es. Maar Abigail! Wat van Abigail? Sy het in my hoed gewoon. Ag, ouma, hoe kon ouma so iets doen? O, liewe land, sê ouma Kwas en verbleek 'n bietjie. Ek het nooit daaraan gedink nie, Timmertak. Ag, ek is jammer. Timmertak storm by die deur uit en gaan sit bo op die huis langs die skoorsteen. Hy sit altyd daar as hy treurig is. En hy het nog nooit treuriger gevoel as vandag nie. En daar sak 'n spinnekop aan 'n draadjie van 'n tak af en kom sit langs hom. "Toe maar," sê die spinnekop. "Jy kan weer 'n nuwe hoed kry." "Maar ek sal nooit weer 'n vriend soos Abigail kry nie." "Abigail, jy het dit tog nie verbrand nie." Abigail vertel hoe sy self op die dak gaan skuil het. Toe begin sy deur haar towerboek blaai. "Ek kyk net gou hoe jy 'n nuwe hoed kan kry. Hier staan dat jy die sampioenman in sy grot op Doringkop moet gaan besoek." Toe klim hulle albei uit die boom en gaan soek die sampioenman. Wikkelwoud lê al baie ver agter hulle voor hulle Doringkop teen son onder bereik. En daar in die bek van sy grot sit die sampioenman en kyk hoe die son sak. Hy dra die wonderlikste hoed wat Timmertak ooit gesien het. Roomkleurig en doeksag met groot oranje kolle. "Ek hou van u hoed," sê Timmertak. "Dit hou die reën uit," sê die sampioenman. "Maar daar is 'n nadeel. Ek kan myne nie afhaal nie." "Ek het nie eens 'n hoed nie," sê Timmertak. "My ouma het myne verbrand. En volgens Abigail se towerboek kan u my miskien aan 'n nuwe een help." Die laaste lig sterf weg en Doringkop lê in die duister. "Ek wens ek was veilig tuis in ons ou hoed," snik Abigail. "Toe maar," sê die sampioenman se stem in die donker. "Die maan kom net nou op en dan sal ons sien." Sterretjies fonkel in die hemel en daar kom die maan. Skielik is die hele Doringkop silwerwit. Tou glinster in die gras. "Ooh," fluister Timmertak. "Die grond bewe." Een vir een breek die ronde wit gesigte van sampioene en paddastoele deur die grond en begin in die maanlig groei. En elkeen dra 'n verskillende hoed. Daar is hoede soos skoorstene en hoede soos windmelens. Daar is hoede soos teepotte en hoede soos vuurtorings. Daar is sambreelhoede en voelbadhoede, hoede soos pitte en hoede soos kerktorings. "Kies jy, Abigail," sê Timmertak. "Dis jy wat in die hoed sal moet woon." Abigail stel natuurlik nie so baie belang hoe 'n hoed van buite lyk nie. Sy wil weet hoe dit van binne lyk.
Sy kyk na 3 of 4, maar sy wys hulle almal van die hand. Nou, waarvoor soek jy dan, Abigail? Vra die sampioenman. Om die waarheid te sê, ek hou die meeste van daardie een, sê Abigail en wys na 'n tooierige ou paddestoel. Dit dra 'n hoed presies soos Timmertak se oue, behalwe dat dit ook nog 'n klokkie aan het. Sien jy kans om weer so 'n hoed te dra, Timmertak? Dis die een waarvan ek self die meeste hou, sê Timmertak. Maar ek dog, jy sou iets anders wou hê. Die sampioenman skud die dou van die hoed af en sit dit op Timmertak se kop. Abigail klim daarin. Hulle bedank die sampioenman hartlik, maar hy het reeds aan die slaap geval. Dit is al dagbreek toe hulle weer in Wikkelwoud kom en by hul huis ingaan. Die lig brand nog. Amakwas het glad nie gaan slaap nie. O, ek kon nie slaap nie, sê sy vir Timmertak. Ek het my so bekommer oor hoe ek daardie arme spinnekop verbrand het. En sy blaas haar neus lawaaierig. Toe sien sy Timmertak se hoed. O, waar kry jy dit? Is nog meer gehavend as die ander een. Abigail steek haar kop uit die venster in Timmertak se hoed uit en waai vir ouma Kwas. O, dis daardie aardige spinnekop. Sy het by my kom spook. Ouma Kwas lyk so snaaks dat Timmertak en Abigail begin lag. Dit duur baie lank voor hulle lank genoeg kan ophou lag om te verduidelik. Jou steen, o jou aardige spinnekop, ek sal... Kom, ouma, sê Timmertak. Hierdie hoed hou ek. Toe onthou ouma Kwas hoe ontsteld sy was na die eerste hoed verbrand is. Sy begin glimlag en haar glimlag word al breër en breër tot sy hardop lag. Toe lag Abigail en Timmertak saam en die klokkie op sy nuwe hoed klingel opgewek. Al die bure in Wikkelwoud hoor dit en lag saam.